Ek lees dan vir ons saam uit Eksodus 3 vers 1 tot 12. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wees ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Ons lees net so ver. Wanneer ons die dag klaarmaak met skool, het elkeen van ons een van twee opsies. Eerstens, ons kan dadelik gaan studeer wat ons wil, en as student dan alles gaan leer wat ons moet weet, om ons werk eendag te kan doen. Dit beteken, dat ons vir tussen 2 en 6 jaar, voltyds gaan klasdraf, om al die nodige kennis en kwalifikasies te kry, wat ons gaan in staat stel om te kan doen wat ons werkgewer eendag van ons gaan verwag. Na 2 tot 6 jaar is jy dan veronderstel om alles te weet wat jy moet weet om jou werk te kan doen. Of, die tweede opsie wat ons het, is om as 18-jarige dadelik te begin werk. Soos wat jy werk, leer jy dan alles wat jy moet weet om jou werk eendag te kan doen. Dit noem ons indiensopleiding. Wanneer jy dan as 18-jarige begin werk, dan weet jy niks nie. Maar soos wat jy werk, leer jy. Jy leer hoe om jou werk te doen, totdat jy uiteindelik op jou eie kan regkom. Terwyl jy so werk, doen jy dan al die nodige ondervinding op wat jy nodig het. Wanneer ons dan later aansoek doen vir werk, dan word daar gekyk na ons kwalifikasie en na ons ondervinding. Daar word 'n kortlys opgestel en die beste kandidaat is dan veronderstel om die een te wees met die nodige kennis en die nodige ondervinding. Nou die vraag is, as ons na die Bybel kyk, dan sien ons dat God ons kom kies. Maar hoe kies hy ons? Wat maak dat hy besluit om my en jou sy kind te maak? Waarna kom kyk God, wanneer hy kies dat ek en jy sy kind moet wees, wat ook eendag deur hom gered sal word? As ons na die Bybel toe gaan, dan sien ons dat God sy volk kies en sy kinders kom kies, nie omdat ons die oulikste, die gehoorsaamste of die slimste is nie.
God kom kies ons nie op grond van ons Bybelkennis en die hoeveelheid kursusse wat ons al voltooi het nie. God kom kyk nie na ons kwalifikasies voordat hy ons op die kortlys plaas om eendag sy kind te wees nie. God kom kies ons want hy wil. Hy kom kies ons, selfs al is ons nie die oulikste nie. Selfs al is ons nie die oulikste gelowiges nie. Paulus skryf tog in Romeine 5, dat God ons kom kies het en ons sy kinders kom maak het, toe ons nog sondaars was, toe ons nog vyande van God was. God kom kies ons nie omdat ons klaar alles van hom weet wat ons moet weet nie. Hy kom kies ons nie op grond van ons kwalifikasies of ondervinding nie. God kom kies ons en dan kom gee hy aan ons sy Heilige Gees. Nadat hy ons gekies het, nadat hy besluit het dat ons sy kinders moes wees, ontvang ons die Heilige Gees wat ons dan in diens kom oplei om 'n kind van God te wees, om te kan leef soos wat hy van ons vra. As kinders van God ontvang ons in diens opleiding van die Gees, want die Gees is die een wat ons moet kom lei en kom leer volgens die woord van God. Die Heilige Gees kom lei ons as kinders van God om te glo in die drie-enige God en in alles wat hy vir ons kom doen het. Die Heilige Gees lei ons om te glo in alles wat in die Bybel staan. Die Heilige Gees lei ons om volgens die 10 gebooie van God te leef, soos wat hy in sy woord van ons kom vra. Op so 'n manier kom kies God ons nie omdat ons klaar alles weet en klaar alles reg doen nie, maar hy kom kies ons en dan kom leer hy ons. Dan kom lei hy ons deur sy Gees. In die hele Bybel, van begin tot einde, is dit hoe dit werk. In Genesis 11 tot 12 lees ons van 'n man met die naam Abraham en sy vrou Sara. Sara was onvrugbaar en kon nie kinders kry nie. In Genesis 12, vir die heel eerste keer kom praat God dan met Abraham, wat toe reeds 75 jaar oud was, en dan kom sê hy aan Abraham, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. Genesis 12 vers 4. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. Die vraag is, waarom kom kies God vir Abraham? Waarom kom beloof God aan Abraham dat hy hom 'n groot nasie sal maak? Tot op hierdie punt het Abraham nog niks ouliks gedoen nie. God het tot op hierdie punt nog nie sy wet aan die volk gegee nie, so God kom kies ook nie vir Abraham omdat hy sy wette perfek gehoorsaam nie. Wanneer God vir Abraham hier in Genesis 12 roep, dan het Abraham nog niks gedoen om sy eie roeping te kan verdien nie. So waarom kom kies God vir Abraham? God kom kies vir Abraham en hy kom roep vir Abraham, want hy wil. Want hy is God en hy is almagtig. Wanneer God vir Abraham wil kies, dan doen hy dit en dan gaan niks omkeer om dit te doen nie. Nie Abraham se sonde nie en ook nie Abraham se foute nie. Daarom kom kies God om Abraham se God te wees. Daarom kom kies God vir Abraham toe Abraham reeds 75 jaar oud was. Hy kom kies vir Abraham en dan kom lei God vir Abraham om te leef soos wat hy van hom vra. God kom lei hom om in hom te kom glo, om te glo dat hy die skepper van die hemel en die aarde is, die een wat hom sal lei en hom in hierdie ver land sal versorg.
In die Ou Testament word daar oor en oor en oor na God verwys as die God van Abraham, van Isak en van Jakob. In Eksodus 3 vers 6, wanneer God homself aan Moses kom openbaar, dan kom sê God weer vir hom, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob. God is die God van Abraham, Isak en Jakob, nie omdat Abraham, Isak en Jakob so oulik was nie. God is die God van Abraham, Isak en Jakob, omdat God so genadig is, omdat God so getrou is aan die belofte wat hy aan Abraham kom maak het. Op 75-jarige ouderdom kom kies God vir Abraham om sy kind te wees. 24 jaar later, wanneer Abraham reeds 99 is, kom herbevestig God weer eens dat hy sy God is. Ons lees hiervan in Genesis 17, wanneer God vir Abraham kom sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslagte en al hulle nageslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslagte. God kom sluit hierdie verbond met Abraham, want God is genadig. Wanneer Abraham uiteindelik op die ouderdom van 175 jaar sterf, dan kom verander niks aan hierdie verblywende verbond nie. Selfs nadat Abraham sterf, kies God nog steeds om die God te wees van Abraham se nageslagte en van hulle geslagte. Abraham sterf, maar nog steeds is God getrou aan hierdie ewige verbond wat hy met hom kom sluit het, alreeds in Genesis. Selfs as die nageslagte van Abraham die volk van God sonde doen, selfs as hulle goue kalwe maak en begin aanbid, selfs as hulle rug op God draai, nog steeds bly God getrou aan hierdie verbond. Selfs dan bly God die God van Abraham se nageslagte en van hulle geslagte. Waarom bly God ons God selfs al doen ons sonde? Want God het ons nie gekies omdat ons oulik is en omdat ons gehoorsaam is nie. God kies ons as ons nog sondaars is, as ons nog kies om nie te doen wat God van ons vra nie. God kies ons en dan kom lei hy ons om hom te ken en om te leef soos wat hy van ons kom vra. Die volk is God se volk, alleen omdat God by hulle is en omdat God hulle kom lei en leer. Die volk is God se volk, want hy versorg hulle, hy beskerm hulle, hy kyk vir hulle uit. Wanneer God se volk slawe in Egipte is, dan weet God dit. Selfs wanneer hulle in slawerny is God steeds by hulle en is hy ook nog steeds hulle God wat getrou is aan hierdie verbond. In Eksodus 3 is die volk van God alreeds vir 430 jaar slawe in Egipte. Na 430 jaar besluit God dan dat die tyd gekom het om sy volk te kom bevry. In Eksodus 3 vers 7 tot 9 sê God dan aan Moses, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. God hoor die nood en hy sien die ellende van sy kinders raak. Hy self is die een wat kom om sy volk te bevry, wat sy volk se nood hoor, wat hulle gebede kom beantwoord.
God kom self af om sy volk te kom red. God self tree op wanneer hulle verdruk is. God tree op deur homself in Eksodus 3 aan Moses te kom openbaar en deur vir Moses te kies om sy boodskapper te wees. Die boodskapper wat na die Farao toe moet gaan. Gemeente, in Eksodus 3 kom God nie na die volk, na Moses toe en sê dan vir hom, gaan na die Farao toe en gaan los my volk se probleme op nie. Moses is nie die een wat die volk moet bevry deur sy eie kennis en wysheid oor God nie. Moses is slegs die instrument in God se hand, waardeur God self sy volk kom bevry. Net soos wat die geval met Abraham was, kom kies God vir Moses, nie omdat Moses die oulikste en die gehoorsaamste Israeliet is nie. U sal onthou, Moses het in Egipte in 'n paleis groot geword, waarna hy moes vlug, omdat hy 'n Egiptenaar doodgeslaan het. In Eksodus 3, wanneer God homself aan Moses kom openbaar, dan is Moses 'n veewagter in die veld wat sy skoonpa se vee moet oppas. God kom roep daarom nie vir Moses, omdat Moses gekwalifiseerd is om sy volk te kan lei nie. God roep nie vir Moses, omdat Moses vanuit homself bekwaam is om sy volk te kom red nie. God roep vir Moses, want hy besluit om vir Moses te red. En tog sien ons dat Moses ook hierdie roeping van hom bevraagteken. In vers 11 sê hy vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Moses se vraag is verstaanbaar. Hy het geen politieke netwerke nie, hy het geen belangrike kontakte nie, en hy het glad nie enige gesag binne die volk nie. En ten spyte daarvan, kom roep God nog steeds vir Moses. Ten spyte daarvan, kom openbaar God hom nog steeds in die brandende bos aan Moses. God kom roep hom, want Moses se roeping hang nie van homself af nie. Dit hang nie van sy kennis en sy ondervinding af nie. Moses se roeping hang van God af. Dit hang van die een af wat hom kom roep het. God roep vir Moses en hy kom openbaar homself aan Moses. Vanuit homself is Moses nie bekwaam om die werk te doen nie. Maar God roep hom vir die werk, want God sal hom lei en hom kom leer om die werk te kan doen. Wanneer Moses daarom in vers 11 vir God sê, wie is ek om na die Farao toe te gaan? Dan kom vertel God nie vir Moses hoe oulik hy is nie. God sê nie vir Moses dat die volk se bevryding van hom afhang en van sy leierskap afhang nie. God antwoord Moses se vraag in vers 12 deur te sê, ek sal by jou wees. Met ander woorde, God is besig om vir Moses te sê dat hy die verkeerde vraag kom vra. Moses se roeping hang nie af van hom en van wat hy moet doen nie. Moses se roeping hang van God af. Dit hang af van die belofte wat God aan hom kom maak het om by hom te wees. God kom roep vir Moses en dan kom stel hy vir Moses in staat om sy volk te bevry, om na die Farao toe te gaan, om sy volk te kom lei. God is die een wat roep. Hy is die een wat kies. Hy is die een wat ons kom lei. Hy is die een wat ons in staat stel deur sy gees om te gaan doen wat hy van ons vra. Daarom sien ons dat die Farao nie die volk laat vrylaat het omdat Moses na hom toe gekom het nie. Die Farao het nie die volk laat gaan omdat hy geïntimideer gevoel het deur Moses nie. Die volk van God is bevry, want God het besluit dat dit tyd is vir sy volk om bevry te word. Die volk is bevry, want die God van Abraham,
van Isak en van Jakob het afgekom om sy volk self te kom bevry. God is die een wat die noodkrete van sy volk gehoor het. God is die een wat vir Moses kom kies. Moses is die instrument in die hand van God, waardeur God self sy volk uit die greep van slawerny kom bevry en sal lei na die land van melk en honing. Die vraag is, hoekom is dit vir my en vir jou belangrik om in 2025 te weet dat God vir Abraham en Moses kom roep het? Dis belangrik, want die ewige verbond wat God met Abraham gesluit het, bestaan vandag nog. Vandag nog is God die God van Abraham, Isak en Jakob. Paulus skryf vir ons in Romeine 4 vers 16, die nageslag van Abraham is die wie glo soos wat Abraham geglo het. Ons glo vandag nog soos wat Abraham geglo het, wanneer ons glo dat God die enigste God is. Wanneer ons glo dat hy die een is wat ons kom lei en ons versorg. Wanneer ons glo dat hy die een is wat kom om ons te kom red en ons te verlos. God is daarom nie net die God van Abraham, Isak en Jakob nie. God is die God van elkeen wat glo, soos wat Abraham geglo het. Wat glo dat ons afhanklik is van God. Wat glo dat hy die een is wat ons kom lei en in staat stel om te doen waarvoor hy ons geroep het. Aan die kruis van Christus het God vir almal kom sterf wie glo soos wat Abraham geglo het. So het God almal kom red wie in hom glo, wie glo dat die woord waar is en wie glo dat God ons deur Christus kom red het. Die kruis van Christus is die bewys dat God nog steeds getrou is aan die blywende verbond wat hy met Abraham kom sluit het. Aan die kruis word dit duidelik. God is die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God van Moses, Jeremia, Jesaja. Die God van Matteus, Markus, Lukas, Paulus. Aan die kruis van Christus is dit duidelik. God is die God van my, van oom Scully, van tannie Lydia. God is die God van tannie Kitty. Aan die kruis van Christus is dit duidelik. God is ook die God van klein Lia en Menai en Nianai en Jewe. God is die God van ons wie glo soos wat Abraham geglo het. Geliefdes, God kom kies ons nie omdat ons so oulik en gelowig is nie. God kom kies ons en hy kom roep ons want hy is God. Deur sy gees kom lei en versterk hy ons dan om te glo in hom, om te glo en te leef soos wat hy van ons vra. Daarom is God ons God. Daarom is God vandag nog getrou aan die verbond wat hy met Abraham kom sluit het. God kom kies vir my en vir jou in 2025, want hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is getrou aan die verbond wat hy met Abraham kom sluit het, om Abraham se God te wees, maar ook die God van sy nageslagte en die geslagte van hulle. Daarom is God ook getrou aan ons. Hy is die een wat ons kies, wat ons kom lei en wat ons kom versorg. Want wanneer hy aan Abraham 'n belofte maak, dan kom beloof hy aan my en aan jou vandag ook, dat ons deel is van sy verbondskinders. Sy kinders wat glo, soos wat Abraham geglo het. Wat glo soos wat die Gees aan ons kom openbaar. Ons is sy kinders, want hy kom beloof, ek sal die God wees van jou en jou nageslagte en hulle geslagte. Amen.